Okay, een van my gunsteling gedeeltes van die hiperbool, jy kan vir jou 'n groot sterretjie maak of 'n stickerplak of highlighter uithaal, wat ook al jy wil. 'n Bietjie glitter, net as jy wil. Okay. En dit gaan oor die simmetrie asse van die hiperbool. So die hiperbool is simmetries en ek weet dit lyk dalk nie vir jou so nie, maar die hiperbool is simmetries om 'n diagonale lyn. So ek gebruik gewoonlik 'n groen pen vir my simmetrie asse. En het jy geweet dat as jy 'n 45 grade hoek sou trek, lyn sou trek wat 'n 45 grade hoek met die positiewe x-as maak, dan het jy simmetrie as nommer 1 geteken. Met ander woorde, verbeel jou, jy kan hierdie bladsy vou op daai groen lyn. Dan is die hiperbool veronderstel, hierdie gedeeltetjie, om perfek te pas op hierdie gedeeltetjie. Kan jy dit picture? 2-dimensioneel, 3-dimensioneel. Jy vou hom op die groen lyn, dan pas die een gedeelte perfek op die ander gedeelte, so ook hierdie onderste 2 gedeeltetjies, hulle is veronderstel om dan ook perfek op mekaar te pas. Maar, dit is nie die enigste simmetrie as nie, daar's nog 'n simmetrie as. Hy maak 'n 135 grade hoek, of 'n 45 grade hoek met die negatiewe x-as. So hierdie 2 lyne is loodreg op mekaar. Loodreg beteken hulle maak 'n 90 grade hoek op mekaar. Ja, ons gaan dit nou insit. Ek gaan net nou hierdie ding bietjie afskuif. Jou eerste grafiek, eerste simmetrie as, omdat hy 'n 45 grade hoek met die horisontaal maak, met die positiewe x-as. Wat verwag ons? Soos, wat sal die gradiënt van daardie lyn wees? Wat dink julle? 1. So sy gradiënt is 1, en die standaardvorm van 'n reguit lyn is mos y is gelyk aan mx plus c. Maar aangesien jou gradiënt 1 is daar 'n denkbeeldige 1 voor die x. En hierdie reguit lyn lyk vir my of hy deur die oorsprong gaan, so hy het nie 'n c-waarde nie. Dis net y gelyk aan x. Het hierdie lyn 'n positiewe of 'n negatiewe gradiënt? Positief. So dis die simmetrie as met die positiewe gradiënt. Ek herhaal. Dis die vergelyking van die simmetrie as met 'n positiewe gradiënt. Maar as ek vir jou sou vra, gee vir my die vergelyking van die simmetrie as met 'n negatiewe gradiënt, dan moet ons na die ander lyn kyk. Hy het mos nou 'n negatiewe gradiënt, want as jy van links na regs stap, dan stap jy afdraand by Tafelberg. OK? Maar sy gradiënt is ook 1, maar dis 'n negatiewe 1. Hy maak nou 'n 45 grade hoek met die negatiewe x-as. So sy gradiënt is -1, en dis die simmetrie as met die negatiewe gradiënt. Hoekom? Want as jy hom op hierdie lyn sou vou, dan gaan hierdie hiperbool en daai hiperbool perfek bo mekaar pas. Dus 'n peanut butter toebroodjie. OK, nou gaan ons aan, want wat gebeur nou by die volgende voorbeeld? Dan gee ek weer vir jou 'n hiperbool, maar juffrou, hierdie hiperbool het dan nou 'n asymptoot. Ons het hierdie hiperbool gevat en een eenheid afgeskuif. Het jy geweet, jou simmetrie asse skuif saam af? Die gradiënte van die simmetrie asse bly presies dieselfde. Dit gaan weer y gelyk aan x, y gelyk aan minus x wees. Die enigste verskil is, daar gaan 'n y afsit wees. So ek gaan nou my liniaal hier uithaal. Ek gaan weer 'n 45 grade hoekie maak. Eventually. Maar plek daarvan dat hierdie simmetrie as deur die oorsprong gaan hierdie simmetrie as nou deur -1. Hy gaan nou daardeur. Sy y afsit is dieselfde as die asymptootwaarde van jou hiperbool. Daar is die 1 en dan die ander ene, hy maak 'n 135 grade hoek, so dis 'n 45 grade hoek met die negatiewe x-as. So kan jy sien dat jou y-afsnit is anders, maar jou gradiënte is presies dieselfde.
So wat is my y-afsit van hierdie groen lyn? Minus 1. Hoekom is dit minus 1? Want minus 1. Nee, albei die simmetrie-asse het saam afgeskuif saam met die hiperbool. Die hele hiperbool met sy simmetrie-asse skuif saam af die oomblik as daar 'n asymptootwaarde bykom. Daai minus 1 herhaal. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Daai y-afsnit travel saam, ja? Nee, jou hiperbool se boog het 'n x-afsnit wat ek nou nie bereken het nie, ek dink dis 'n kwart. Dis 'n kwart of 'n 4 of ietsie, 4. Ja, 4. Gradiënt dieselfde? Jy gaan 'n klein bietjie meer spesifiek moet wees. Minus x minus 1 en x minus 1. Daar's 'n verwantskap tussen hierdie twee simmetrie-asse. Albei van hulle het 'n gradiënt van 1. Hierdie enetjie het saam afgeskuif. Hy gaan deur daai asymptootpunt. Korrek? Minus x minus 1. Sorry, ek het bietjie klein geskryf. Sy gradiënt is ook negatief 1, maar hy gaan deur minus 1 daar. Dit is jou asymptootwaarde. Tel as hierdie. Dis nie jou y-afsnit van die hiperbool nie. Dis jou simmetrie-asse. OK, terwyl ons nou hierso is by hierdie voorbeeld. Actually nee, ek wil 'n nuwe voorbeeld doen. Is almal by sover? Simmetrie-asse is jou groen lyne, gaan hulle altyd groen teken. Hy het 2 draaipunte. Kom ons praat gou oor die draaipunte. Ek's bly jy vra daaroor. Dit was nou op in my voorbeeld wat ek nou wil doen, maar as ek vir jou sou vra, Danilo, jy moet luister. Jy kan nie hierdie mis nie. As ek vir jou sou vra, wat is die koördinate van punt A en punt B? Dan is dit die 2 punte waar jou hiperbool en jou simmetrie-as mekaar sny. Jy kan dit algebraïs bereken of jy kan dit memoriseer as volg. Om A te bereken, gaan jy sê dis die wortel van KA. Wortel A. Wat is A? Wat is A? 4. Met ander woorde, dis wortel 4, wortel 4. En dit gee vir ons 2. En 2. Dit gaan altyd die wortel van A wees. Dis 'n lekker een om te onthou. Daar is ons hy. Dit is jou, ek wil nie sê dis die draaipunt nie, maar dis die punt wat die naaste aan die oorsprong is. Dis die naaste aan die, eintlik die snyding van jou asymptote. Wat van punt B? Minus wortel A, maak asseblief seker dat jy die minus voor die wortel sit en nie binne in die wortel nie. And furthermore, dit is die absolute waarde van A. So as A negatief is, asseblief moenie 'n negatief binne in jou wortel sit nie. Gebruik die absolute waarde. Positiewe waarde. Daar moet ook 'n minus wees.
Wat doen ek? Daar moet 'n 4 wees. So dis -2 en -2. So dis die punte wat die naaste aan die oorsprong is en dit is waar jou hiperbool en jou simmetrie as mekaar sny. Ja. Ek so bly jy vra, kan nie wag om so 'n voorbeeld met julle te doen. Ek gaan dit nou doen. Ja. Naaste aan die oorsprong. Ons gaan gou nog een. Okay, maar wat gebeur as die hiperbool afskuif? Die x-waarde gaan dieselfde wees, maar die y-waarde gaan 1 minder wees. Jy minus net een van jou y-waarde. So nou kan jy hierdie punte vat. Kom ons maak gou punt C en punt D. Daar is punt C, hierdie is punt D. So vir jou om dan te vra of uit te figure wat is C dan? Kan jy vir A neem en enetjie aftrek by die y-waarde? Hoekom is dit -1? Want ek het 1 gaan aftrek van hierdie y-waarde. Ag, julle sien dis maandag. Dankie. Wat van B? Ag, D. Sê weer. Jy minus net enetjie. Jy minus 1, want die enigste translasie of transformasie tussen die eerste grafiek en die tweede grafiek is dat hierdie netjie se y-waarde is enetjie laer. Jebel. Wat is hulle net vir jou? Hierdie ene gee. En dan bereken jy nog steeds die wortel hiervan. Ek sal vir jou wys. Jy sou kon sê C is wortel A minus 1. Dis wat ons eintlik doen. En dis die geel minus 1. Verstaan jy? So dit raak dan wortel 4 en wortel 4 minus 1. Ek gee vir jou 2 en 1. Wat van D? Wat is D se koördinate? -2 en? -3. Mooi. OK. Terwyl ons nou hierdie twee grafieke langs mekaar het, kom ons bereken of kom ons skryf dan nou ook ons definisie en waardeversameling neer as julle nie omgee nie. Ek gaan nou dit sommer net so neerskryf. En dan kom ons maak hierdie funksie G. Definisieversameling van F, ons maak hierdie funksie F en ons maak hierdie funksie G om onderskeid te tref tussen die twee. En dan vra ek vir jou, wat is die definisieversameling van beide funksies? Wie kan onthou, wat is die een beperking op jou definisieversameling van 'n hiperbool? Waaraan mag x nie gelyk wees nie, want dan gee ons as hy. X mag nie gelyk wees aan 0 nie, want dan deel jy deur 0 en dan gee jou sakrekenaar vir jou 'n math error. So x mag nie 0 wees nie, maar x kan enige ander waarde wees. Dis al wat jy sê, x kan enige waarde wees, maar x mag nie 0 wees nie. Dit is uit my kop uit. Ek het my eie twee voorbeelde gekies om die simmetrie asse met julle te bespreek, om die punte te bespreek, die naaste aan die oorsprong en dan ook definisie en waardeversameling met julle te doen. OK. F is jou eerste funksie links, G is jou tweede funksie regs. Die enigste verskil is die asymptoot wat geskuif het. Definisieversameling is vir watter waardes van x word die funksie gedefinieer. Waardeversameling is vir watter funksies van y word jou funksie gedefinieer. OK. Wat is die een waarde van y wat jy nie gaan wat y nie kan wees by die eerste funksie by f? Y kan nie gelyk wees aan 0 nie. As x nie gelyk kan wees aan 0 nie, kan y ook nie gelyk wees aan 0 nie, want jy gaan nooit die x as raak nie.
By die x-as is y gelyk aan 0. So, waardeversameling, maklik. Y kan enigiets wees, maar y kan nie gelyk wees aan 0 nie. Maar wat van my tweede funksie? Y mag nie gelyk wees aan -1 nie. Kyk daar. Jou -1 feature heeltyd. -1. Dis jou definisie en jou waardeversameling. Jy kan ooit vir ons vra en iets om seker goed te bepaal in terme van x. Ja, nou nie hierdie ene nie, maar ja. Ja, So jy vra of by die tweede grafie gaan y altyd die getalle wees by die asymptoot, korrek. Ja. gaan jy dit. Okay, ons gaan nog een klein dingetjie doen. Klein dingetjie. Oh, sorry. Nee, jou brein doen great. Okay. Hoe bedoel jy moeiliker? Die kwartaal is amper verby, my skat. Daar's net hoeveel dae oor. Ja man, dis lekker. Right, julle gaan gou saam met my hierdie ouetjie doen, bepaal die vergelyking. Dit beteken maar net ek gee vir jou 'n skets en dan moet jy die vergelyking van die hiperbool bepaal. Baie lekker. Heerlik. Die hiperbool. Ons gaan nog dit baie, ja, onthou ons het nog 'n hele week oor van funksies hersien en kombinasie funksies doen en enige ander hersiening, maar ek beplan dat ons môre klaar maak met funksies. Dat ons lekker tyd het vir hersiening. OK. Reg, ek gee vir die volgende hiperbool. Ek herinner jou dat die vergelyking of die standaardvorm van 'n hiperbool is y is gelyk aan a op x plus q. Dis jou standaardvorm. Lia, slaap jy? Na al die hele periode, waar's jou boek? Ek gaan jou ma bel. Ek sê maar net. Right. Hierdie is jou standaardvorm en ek gee vir jou hiperbool en ek sê vir my bepaal die vergelyking van die hiperbool. Julle as ek dit vir julle gee then you jump for joy want dis 'n baie lekker vraagie. Kyk hierso. Kyk hierso. Wat is die waarde van q? 2. Dis jou asymptoot. Kyk hoe maklik lees jy dit af. Dan sê jy, juffrou, ek het my eerste punt gekry. Want q is 2. Hoe gaan ek vir a bepaal? Hoe bepaal ons enige ander waarde, gradiënt, koëffisiënt? Jy sit die dinge soos in. Wat beteken dit? Jy vervang 'n punt in jou vergelyking. Ons het 'n punt, die punt 4 en 3. Nou los jy vir a op, vat jy die 2 oor. Jy maal albei kante met 4 en dan is a gelyk aan 4. Ja, kyk hoe maklik is dit. Kyk, nou wil ek net nog een dingetjie gesê het, Lunay het my nou herinner. En dit is wat doen ons as jou hiperbool in kwadrant 2 en in kwadrant 4 sou sit? Hoe werk daai punte naaste aan die oorsprong dan? So om 'n voorbeeld vir jou te gee. As dit die funksie is y gelyk aan minus
I don't know, kom ons maak dit minus 3 op x. En ek vra vir jou, wat is die punte die naaste aan die oorsprong, A en B? Dan sal A minus wortel positief 3 wees, wortel 3, en B sal wortel 3 minus wortel 3 wees. Kyk hoe gebruik ek die positiewe waarde van A. Ek gaan nie 'n minus 3 onder my wortel sit nie, maar die minusse sal ooreenstem met waar hierdie punte negatiewe x of negatiewe y waardes het. A het definitief 'n negatiewe x waarde en B het 'n negatiewe y waarde. En jy los hom vir my in wortelvorm asseblief. En as hy dan op of afskuif volgens 'n q waarde, dan plus jy net dit by die y of minus dit van die y. Dis dit, ek gaan gou vir jou huiswerk gee.